in die holtes van die binnekring, in die holtes van die binnekring. Hierdie is episode 3 van Die Holtes van die Binnekring, 'n radioraps radiodrama. Dit is Saterdagoggend, 8:45. Jailise lê in haar bed met haar promo hemp aan en 'n rugbybroekie wat haar ex daar vergeet het toe hy tydens COVID daar ingetrek het. Op haar bed lê 'n leë pakkie Beacon Bites en 'n leë bottel Tropica wat sy onder haar karseat gekry het. Quincy lê op die bank en slaap. Aangesien hy soms 'n glipsie kry as hy onder die prop is en aangesien die kat reeds kleintjies gekry het op die bank, maak dit sin vir hom om eerder daar te lê na 'n rowwe aand. Hy word wakker gemaak deur die klink van glase en 'n majoneisbottel wat breek. Hy verstik effens aan die sin wat hy in sy mond vergeet het en hy tel sy kop stadig op en probeer uitmaak wat hy sien. Hy gewaar vir Kelson in die kombuis. Kelson staan met sy rug na hom toe, ook in dieselfde geshemp as gisteraand, behalwe hy het 3 sigaretbrandmerke bygekry en albei sy elmboë is bevlek met sappa. Kelson slaap in die naak, maar net in die onderlyf. En hy staan met sy geshemp sonder 'n broek en sy wit agtersteewe pronk met glinsterende rekmerke van sy dikker dae toe hy nog aan hotdog eetkompetisies deelgeneem het. Quincy maak sy keel skoon, wys Sharp vir Kelson en vra hom hoe sy aand was en hoekom hy nie sy gat tê nie. Jailise het intussen gou gaan urineer in die gangpoefplek. Sy hoor Quincy se vraag en aangesien sy heavy FOMO het, verhoog sy haar interne kompressie met 26% en tinkel gou vinniger. Sy kom die kombuis binne en sien vir Kelson op sy tone, strekkend na 'n polony broodjie wat hy agter die sandwichbread bottel weggesteek het. Ewe skielik slaan iemand teen die deur. Dit is niemand anders as Theodore Jansen van Venter nie. Theodore Jansen van Venter was 'n ou bouncer destyds by Truth, maar hy is nou voltyds drugdealer wat ook TikTok-video's maak waar hy maak of hy sing. Maak oop die deur, skree Theodore Jansen van Venter. Kelson skrik homself bleker as sy hol en hardloop sonder verduideliking met sy polony-broodjie by die flat se agterdeur uit. Jailise besef, hier is poefies en besef sy moet tyd wen vir Kelson. Wie is dit? Vra sy en speel stupid. Dit is ek, Theodore Jansen van Venter, antwoord Theodore Jansen van Venter. Theodore wie? Vra sy en hy antwoord, Theodore Jansen van Venter, die ou bouncer van Truth en TikTok-ster. O, kan ek help? Vra sy. Hy antwoord, waar is daai sleg nerf van 'n Kelson wat my kokaine gesteel het? Quincy skrik so groot dat sy maag draai en hy homself ontgas, maar niks rof nie, net so 'n ligte blasing, soos wanneer mens die laaste bietjie lug uitdruk by 'n Ziploc sakkie uit. Skielik bars die deur oop. Theodore Jansen van Venter staan omtrent die hele deur vol en mens kan sien, hy is weer op tren. Waar is Kelson? Vra hy, terwyl sy gesig rooi en vol are is en sy mondhoeke sulke wit skympie-slympies maak, 'n duidelike indikasie dat hy weer op tren is. Jailise kan hoor hoe Kelson buite oor die heining spring en weg moet hardloop vir die bure se pitbulls. Theodore besef dat hulle speel vir tyd en vererg hom, wat nie moeilik is met al die roids in sy stelsel nie, en hy skop die baarstoel by die kombuistafel dat die seat afbreek en onderste bo lê en mens kan duidelik 11 stukkies harde chappies onder dit gewaar. Ek is miskien stadig, maar ek is nie stupid nie. Sê julle vir Kelson, ek soek my neusdannas wat hy gesteel het, of die geld, anders is Kelson se dae getel. Dis 200k werd, wholesale-prys. En ek soek dit teen Woensdagoggend, anders kyk ons na normale retailware en éventueel rente na dag 3. Hy draai om
pop sy lats en draai dwars om by die deur uit te gaan, al is dit nie regtig nodig nie. Gaan Kelsen die neusnannas kan terugkry? Wie gaan die stoel regmaak? En is daar dan iets nog in die chaos oor vir Koonsint om te eet? Skakel gerus weer in vir nog 'n episode van Die Holtes van die Binnekring. In die holtes van die binnekring, in die holtes van die binnekring.